Ons lees vanoggend saam met die woord van die Here, 2 Korintiërs 13. Dis 2 Korintiërs 13 vanaf vers 1 tot 13. Twee Korintiërs 13 vanaf vers 1. Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van 2 of 3 getuies sal elke woord vasstaan. Ek het dit vroeër gesê, en ek sê dit vooruit soos toe ek die tweede keer aanwesig was. En ek skryf dit nou in my afwesigheid aan die wat vroeër gesondig het, en aan al die ander, dat as ek weer kom, ek nie sal spaar nie. Aangesien julle 'n bewys soek van Christus wat in my spreek, en hy is teenoor julle nie swak nie, maar kragtig onder julle. Want al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God, want ons is ook swak in hom. Maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. Ondersoek julself of julle in die geloof is. Stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Maar ek hoop dat julle sal insien dat ons nie verwerplik is nie. Ek bid God dat julle geen kwaad mag doen nie. Nie dat ons beproef mag blyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is, en ons as verwerplikes kan wees. Want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. Want ons is bly as ons swak is en julle sterk. En hierom bid ons ook naamlik om julle volmaking. Daarom skryf ek dit in my afwesigheid, om nie as ek teenwoordig is, strengheid te gebruik nie, volgens die gesag wat die Here my gegee het, om op te bou en nie om af te breek nie. Verder, broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Groet mekaar met 'n heilige kus. Al die heiliges groet julle. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Hierdie laaste vers sal dan ook die teksvers wees vir die woordverkondiging, die seënbede wat ons al te goed ken. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, elke Sondag hoor jy, as jy in die kerk is, 4 maal die seëngroet van die Here. Aan die begin van hierdie diens en weer aan die einde en dan ook weer by die tweede diens. Vanoggend het ons dit saam gehoor. Eers het ons saam ons afhanklikheid bely. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daarna het ons sy seën gehoor. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. En aan die einde van die erediens dan hoor ons dit weer. Ons ontvang weer hierdie seën. Maar wat beteken dit nou presies? Wat is 'n seën? 'n Seën beteken oorspronklik heil of voorspoed. Dit is 'n wens dat dit wat goed is met jou sal gebeur. Dit is die teenoorgestelde van 'n vloek. Waar jy iemand met 'n vloek die slegste toewens, wens jy iemand met 'n seën die beste toe. In ons taalgebruik seën ons gereeld. Dit is amper soos 'n formule aan die einde van 'n gesprek. Alles van die beste, seënwese, beterskap, sterkte, mag dit goed gaan. Maar dit is anders as die seën wat ons in 2 Korintiërs hoor. Die seën wat Paulus aan die Korintiërs gee, is 'n ryk en merkwaardige seën. 'n Seën met ongelooflike diepgang. En hierdie seën mag ons ook ontvang. Vir baie van ons is dit al so gewoon, dat 'n mens nie meer besef wat dit eintlik beteken nie. Net maar nog 'n ritueel, iets wat moet gebeur, dit hoort so. So gebeur dit nog altyd in die kerk, en so moet dit ook bly werk, outomaties.
En te gou word dit 'n onbewuste aksie. Daarom plaas ons vanoggend die fokus op die seën van die Here. En die tema vir die erediens, die seëngroet, God se seëninge vir sy gelowige kinders. Daarin sal ons stil staan by 3 punte. Eerste by die genade van Jesus Christus, tweede by die liefde van God en tot slot die gemeenskap van die Heilige Gees. Eerstens die genade van ons Here Jesus Christus. Wat is hierdie genade? Genade van ons Here Jesus Christus. En die woord genade hoor ons gereeld. Dit word in die Bybel dikwels gebruik. Selfs ons belydenisskrifte kom ons hierdie woord gereeld teen. Maar wat is genade nou eintlik? Ons proe iets van genade as ons besef dat ons in 'n genadeloose wêreld leef. In hierdie wêreld van ons geld 2 beginsels. Die eerste is, as jy iets wil hê, dan moet jy iets daarvoor doen. En die tweede is, as jy 'n fout maak, dan moet jy daarvoor betaal. En hierdie 2 redes dui aan hoekom dit vir ons so moeilik is om uit genade te lewe. Die wêreld werk nou eenmal maar so. Dit is tog net meer as reg dat as jy iets wil kry, jy iets daarvoor moet doen. As jy iets verkeerd gedoen het, dan moet jy daarvoor gestraf word. En radikaal hierteenoor staan genade. En die genade wat ons ontvang is onbeskryflik groot. Genade is dat God eindeloos goed is vir ons. Genade is onverdiende guns. Genade is om 1 te verdien en 10 te kry. Genade is dat ek nie self vir my eie sondes hoef te betaal nie, want Christus het daarvoor betaal. In die seën word die genade van ons Here Jesus Christus beklemtoon. En die genade van Christus is dat hy na die aarde toe neergedaal het. Hy het mens geword, soos ons, om vir ons sondes te sterf. Hy het die prys vir ons sondes betaal. Ons sondes, waarvoor ons eintlik elkeen self moes betaal, wat ons nie kan betaal nie. Sonder die genade van Christus is jy verantwoordelik vir jou eie sondes. En sonder hom is daar vir jou net oordeel. En deur hom ontvang ons hierdie ryke gawe. Hy sterf sodat ons nie hoef te sterf nie. Onverdiend vir ons, uiter genadig deur hom. Christus hoef dit nie te gedoen het nie, maar tog doen hy dit. Vir ons is dit genadig omdat ons geensins reg daarop gehad het nie. Ons het nog steeds geen reg daarop nie. En hierdie genade word deur Paulus aan die gemeente in Korinthe toegewens. En die genade dui hier nie net op die onverdiende guns nie. Dit gaan oor nog veel meer. Dit dui op die hele verlossingswerk, op alles wat Christus vir elkeen van ons gedoen het. En die genade sit in sy verlossingsdaad. Dit sit daarin dat sy verlossing genoegsaam is. Christus se verlossing was nie bedoel vir net 'n paar mense nie, maar sy offer was so groot dat dit genoeg is vir elkeen wat in hom glo en sy naam bely. Sy offer is genoegsaam, so groot dat ons selfs meer as 2000 jaar later nog steeds daarin kan deel. Hierdie wete gee gerusstelling. Christus het genadiglik vir ons gesterf jare gelede. Sy offer was groot genoeg dat hy vir al ons sondes betaal het. En nou kry ons nog steeds hierdie genade. Ons het 'n toevoer van genade. Gewortel binne die verlossingsdade van Christus, vloei die genade nou in ons lewens. En dit is belangrik dat ons hierdie dinge weet. In die seën word ons geseën met die genade van Christus. Maar hoe werk dit dan nou in die praktyk? As dit net teoreties bly, dan word dit gou 'n leerritueel. Dan word dit 'n outomatisme. Wat beteken die
genade van ons Here Jesus Christus vir jou en my in die praktyk van elke dag. God gee dit vir ons, hierdie ryke, onbeskryflike groot genade. Hoe ervaar en leef jy dit uit? En in die wêreld waarin ons leef, is dit nie maklik nie. Ons lewe in 'n ongenadige wêreld. 'n Wêreld wat nie ingerig is op ons Christelike normes en waardes nie. Die genade wat jy van Christus af ontvang, is vreemd aan hierdie wêreld. In wêreldse oë is dit selfs onregverdig. Dit maak nie sin nie. En dan vir ons om van die genade te lewe, is om binne in hierdie wêreld vol te wees van die krag van genade, om vol te wees van Christus. En dit is nie maklik om dit konkreet te maak nie. Want die krag van die wêreld is sukses, trots, selfgenoegsaamheid, hoogmoed. Dit is om alles uit jouself uit te haal. Die krag van die genade van Christus, inteendeel, is liefdevol. Dit is om te volhard in die geloof. Dit is 'n geestelike lewe. En so leef 'n mens vanuit die genade van Christus. En in konkrete situasies, wat stel jy voorop? Gaan jy vir eie gewin? Doen jy alles in jou vermoë om sukses te behaal? Om jou besigheid so ver as moontlik te vergroot? Staan jou eie trots op die voorgrond? Kyk jy met hoogmoed neer op ander? Of leef jy uit die genade van Christus? En dan word jou lewe anders ingekleer. Dan staan jy self nie meer sentraal in jou lewe nie. Dan staan Christus sentraal. Dan leef jy uit sy genade, deur liefdevol te wees in plaas van trots, nederig in plaas van hoogmoedig. En dit is soms 'n bitter pil om te sluk. Vanweë jou geloof moet jy 'n diensbare posisie inneem. Jy moet 'n stap terugneem. Maar onthou, die genade van Christus is baie meer werd as die ongenade van die wêreld. Ons kom by die tweede punt. Die tweede deel van die seën. En dit is die liefde van God. En dit is interessant dat eers die genade van Christus genoem word en dan daarna die liefde van God. Meestal as 'n mens God in sy drie-eenheid beskou, dan is dit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Waarom word in die seën wat Paulus aan die Korintiërs gee, eers die genade van ons Here Jesus Christus genoem en dan die liefde van God? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons eers die vraag beantwoord, wat is hierdie liefde van God? Wat word hiermee bedoel? En die woord wat in die Griekse vertalings vir liefde gebruik word is agape. In Afrikaans word dit vertaal met liefde. Maar eintlik is dit 'n verarming van die woord. Agape is veel meer as wat ons verstaan onder die term liefde. Agape is liefde wat gerig is op die behoefte van 'n ander. 'n Soeke na wat die beste vir die ander is. En waar die ander die vrye keuse het om hierdie liefde te beantwoord of nie. Dit is broederlik, welwillend, goedgesind. 'n ryk, omvattende beginsel. En hierdie liefde van God is by ons. En God se liefde vir ons is groot. Ons weet baie daarvan. Die liefde van God. Hy wat die aarde gemaak het. Hy hou alles in sy hand. In die natuur kan ons die liefde van God van naby af beskou. Hy het elke deeltjie van hierdie wêreld uit liefde gemaak. Hy het ons uit liefde geskep. Hy het ons as sy kinders gemaak. En soos 'n vader sy kind lief het, so het God vir jou lief. Johannes skryf in sy briewe en in sy evangelie baie oor die liefde van God. 'n Bekende teksvers is Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief,
dat hy sy eie seun hierheen gestuur het. Dit is onverstaanbaar dat God dit doen. Hoekom? Hoekom sal hy ons sy ongehoorsame kinders lief hê? Ons stel hom tog telkens net weer te leer. Ons beantwoord nie altyd sy liefde nie. Hy gee liefde en ons antwoord nie altyd terug met liefde nie. Hier besef ons dat God se liefde vir ons onverstaanbaar is. Sy liefde is so groot, dit gaan ons verstand te bowe. God het ons lief gehad, nog voordat hy die wêreld al geskep het. Hy het ons om geen ander rede verlos nie, as omdat hy ons van toe af lief gehad het. Uit sy liefde het hy Christus na ons toe gestuur. En sonder middelaar kan ons die liefde van God nie beantwoord of vorm gee nie. Sonder ons middelaar, sonder Jesus Christus, roep ons net die toorn van God op. Ons kan die liefde net beantwoord in die lig van Christus. So is die begin van die liefde gegrondves vir ons in die genade van Christus. Daarom word eers die genade van Christus genoem. Sonder die genade van Christus kan ons die liefde van God nie beantwoord nie. Daarom word eers die genade van Christus genoem en dan die liefde van God. Die liefde van God, 'n wonderlike, alomvattende gawe. Daarbinne vind ons beskerming en vrede. Want wat beteken dit as ons die woorde hoor, die liefde van God bly by jou? In die konteks van die seun, hoe leef ons vanuit die liefde van God? Hoe beantwoord ons God se liefde in ons eie lewens? In die brief aan die Korintiërs kry ons die antwoord hierop. Paulus moes hard vermaan in hierdie brief. Dinge het in hierdie gemeente nie gegaan soos wat dit moes gaan nie. Hy het hulle vermaan oor sake wat verkeerd gegaan het, waar hulle gedwaal het. En aan die einde van hierdie hartseer brief lê hy uit hoe die liefde van God met hulle sal wees. Ons hoor dit in vers 11. Paulus bemoedig hulle en hy wys hulle hoe hulle God se liefde kan beantwoord. Wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. En dit is vir ons ook in kort 'n riglyn om God se liefde te beantwoord. Wees bly, word volmaak, word vermaan, wees eensgesind, moenie stry onderling nie, en bewaar die vrede. Ontvang genadiglik die liefde van God en leef dit uit. Ons sluit af met die laaste gedeelte van die seën, die gemeenskap van die Heilige Gees. Wat is hierdie gemeenskap van die Heilige Gees? Bedoel Paulus hier die gemeenskap van die gelowiges, wat deur die Heilige Gees bymekaar gebring word, of bedoel hy iets anders? En konkreet word hier op twee dele van gemeenskap gewys. Eerstens op ons gemeenskap met die Heilige Gees. Met Pinkster is die Heilige Gees uitgestort. Ons lewe saam met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is hier in ons midde aanwesig, in elkeen van ons harte. Elkeen wat bid vir die Heilige Gees se hart sal vol word met die Gees van die Here. En tweedens word hier ook gedui op die gemeenskap wat ons van die Heilige Gees ontvang. Die gemeenskap van gelowiges. In die gemeenskap van die Heilige Gees word ons bemoedig. Bemoedig dat ons nie alleen sal wees nie. Ons het 'n gemeenskap ontvang. En die Heilige Gees verbind ons daarin saam. En dit is 'n ongelooflike groot gawe. Ons lewe in 'n sorgsame gemeenskap. Ons ontvang 'n liefdevolle vangnet. En terselfdertyd is dit 'n oproep om in die gemeenskap van gelowiges besig te bly. In ons era bly ons liewer in ons eie bekende kring. So min moontlik kontak met so min moontlik mense. Geen behoefte
om nog na 'n kerk met iemand 'n praatjie te maak nie. Net geïnteresseerd in jou eie lewe. En aan die einde van hierdie diens ontvang jy hierdie ryke seën. En direk na die diens klim jy in jou kar en jy ry weg. Bitter min tyd vir gemeenskapsbeoefening. Die Here gee vir ons 'n gemeenskap. Hierdie gemeenskap moet ons uitleef. Ons moet vir mekaar sorg, vir mekaar omgee, mekaar ondersteun. Hierdie seën word baie spesifiek in hierdie brief genoem. In die tweede brief van die Korintiërs word daar hard vermaan. Die gemeente word afgestof. En aan die einde van hierdie brief word daar liefdevol bemoedig. Die brief word afgesluit met 'n ryke seën. 'n Seën wat op almal gerig is. Niemand word uitgesluit nie. Al word die gemeente terdee gewaarsku oor dinge, beteken dit nog nie dat hulle by die seën uitgesluit word nie. Die seën word onverdiend aan ons, gemeente van Christus, gegee. Uit hierdie ryke seën mag ons lewe. Dit is die oorsprong waarin ons lewens gegrondves is, waarin ons alle hoop en vertroue plaas, die fondament van ons troos. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, U seëninge vir ons is ryk en menigvuldig. U weet wat goed is vir ons. U genade en liefde is ontsaglik groot. Seën ons arbeid, werke en volharding. Geef vir ons die gawes om onderskeid te maak tussen wat goed is en verkeerd. Dat U gemeente hier in Vryburg beskerm mag bly teen die kwade. Here, gaan met ons in hierdie week, waar ons ook weer 'n nuwe week tegemoet gaan. Seën ons ook daarin, dat ons U genade mag uitleef. Help ons dat ons U liefde kan beantwoord. Werk bekering in ons harte, dat ons as kinders van U in liefde en in eensgesindheid mag saamleef. Dat die liefde hier onder ons mag bloei, dat ons daarin geken mag word. Dat ons terwille van U naam U liefdesgebod volkome mag uitleef. Dat ons U bo alles mag lief hê en ons naaste soos onsself. Dit vra ons in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen.